Maar het was een mooie tijd. Dat is een mooie tijd. COVID het zijn negatives en zijn positives gehad. Ik heb die positive gezien en die negative. Dat zo baie dinge gechanged en ek het begin COVID begin observe. Because in COVID, toen was die tijd wat ons allemaal baie meer tijd met onszelf kon spend. Because je kon nergens gaan nie. Ek het baie dinge observe. Ek bly langs aan bier mense met probleemkinders. En binnen COVID toe observe ek hoe kinders nie meer kinders is die Uncle Noble. En ek was amper nie tronk gewees as my kinders nie. Het my seer gemaak te sien hoe tye gechange het. Waar is die goeie ou dae, toe die anti-5 strate weg van julle af, jou daar kon goed moer, as jy kan vang daar. Waar is die daar, toe een kind behoort het aan die gemeenskap? En ek glo, jy het vandag een paar goeie producte, Mr. Charles, jy is een gemeenskapkind. Iets sê vir my, jy was om ver van die huis af gemoer. Ek kan sien. Jy kan sien wanneer iemand, jy weet, waar is hy daar? Vandag se daar, word die ouers gemoer deur die kinders. Bring die kind van my. Bring hom van my. Dat my so seer gemaak, misschien dan gaan het. You know why? Because die government heeft die kinders rechte gegee. Kinders het rechte. En dan sê hulle ook nog, ek ken my rechte. Wel, ek ken my huise reëls. Jou rechte begin buite die hek. In fact, ek wil jou moer. Dat jy my gaan vang. En ek sal seker maak, wanneer jy my gaan vang, dat die plaaslike poliestasie my moet aangee by die area. Die area moet my aangee by die provincie. Provincie my aangee by national. Daar moet Becky Cele en Ramaphosa na my huis toe kwam moeilik vir hulle ook. My huis die. Jou reels begin buite my hek. Nog hulle ken my reels. Ek het onlangs nog 'n jobie gehad. Ja, nee, moenie aan, ek het die werk baie vanaf verloor weer. Het was 2 weke en 3 dae. Toe fire hulle my weer. Wie ook was gefire? Ek was gefire want my baas se seun het ook sy regte geken. Hy sê regte geken. Maar hy sê regte geken op 'n verkeerde dag. Ek was aan diens daai dag. Toe hy sy regte ken. Ek is onder in die kombuis maak asof ek skottel goed was. Jullie hoor ek praat. Julle vir ons. Kap net lepels in die borde vast, ting, 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 jy was hokkolie, ting, 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 dat is jy so moeg, jy is irritated, ek is moeg gewerkt, waar is skottel goed, ek is nog bezig aan meer, maar as skottel goed was, ek is gewerkt vir Engelse mense, mense wil hoe uitputten is om te werk vir Engelse mense, jy werk in Engels, maar jou pay is Afrikaans, hoe the fuck, jy pay $7.50, maar jy moet die hele dag oor van the situation, due to the condition of the room state vir wie? Ek is onderbezig, ek woon daar boer. Ja, mom, but you can tell me this. You want to see me. Wat sê die ma? Oh my God. Hij sê die seun weer. So, wat tell you. Ek dink dat ek gaan kyk wat gaan die boer aan. Ek werklik mos daar mee so. Ek gaan toe trappe op deur omgee. Toe ek daar bo kom, toe drop daai klong 'n bom op sy ma. Ek kon nie glo as die seun nie. Ek kom voor die kamer. En die seun Uncle Noble sê vir sy ma, get out of my room, you make me sick, this is my private space. You think about that, I'll be back. Get out of my room, you make me sick, this is my private space. Michael is 17 jaar oud. Met een Melissa, 42. Toe hy vir haar so sê, toe wat doen sy? Oh my gosh, en sy draf uit by die kamer. Ek dink, Here, oh my gosh. In my huis en al wat ek kan sê is, oh my gosh. Ek loer die venster, die vrou klim in haar kar en sy ry. Dis wat ryk mense doen. Hulle gaan rye draai en heel terwyl hulle ry. Here, ek het in sy kar waant om ek ry. Ons moet mekaar net die. Imagine ek wil in 'n kar ry net om te gaan huil. En nou ek het deze kar, wat moet nou doen? Nou moet ek hike groot brak toe gaan huil en weer terug hike. O nee, die ding gaan nou uitgesort word. Ek moet hike gaan huil by die airport en dan weer terug te kom. Ons gaan bolle rol nou. Oh my gosh, aan die kar toe gaan sy. Uit omgee uit, sit ek my een voet voor
En ek loer in die kamer of Michael alright is. En dis toe Michael die grootste fout van sy lewe maak. Hy het op die leeu se nek getrap. En toe het die leeu wakker gemaak. Toe is die hele jungle fok op. Ek loer in die omgee, en toe ek inloer, toe vraag die 17-jarige lady van my, and what the hell are you looking at? And what the hell are you looking at? Het iemand al ooit met jou disrespectvol gepraat? Dan kyk jy om met die hoop dat het iemand achter jou is, want jy gaan iemand nou opfok. Toe hy van my vraag, what the hell are you looking at? Toe kyk ek achter my, en ek kyk weer terug, en die klomp gaan toe verder, hy vraag, you're not only stupid, you blind too. Ja! Hey! Ek kyk toe weer om my, maar die keer nie oor mense, die ek kyk om hem seker te maak, ons twee is alleen. Toe gaan ek binnen in die kamer en toe raak het ons twee se private space. Long story short, stewig gechoke en twee helse klap uitgeslapen, 7 minute en 13 secondes. You know why? Want my chokes het timers op. Ek het om een life-changing choke gegeven. Ek het 3 type chokes. Kom ek leer van ek het 3 type chokes. Choke nummer 1 as een warning. Uncle Noble, ek gaan jou hou, ek gaan jou release. Nee, maar hy wat? Daar is geen slaap betrokken nie. Want dat is een warning. Ek gaan jou hou, en ek gaan jou release. Dat is een warning. En dan het ek die phase 2 choke. Phase 2 bevat een bykie slaap, maar is baie kort. Ek gaan jou hou, en ek gaan jou knak, en ek gaan jou release. En dan rust jy vir 3 minuten. Michael het te ver gegaan, ek het vir hom een life-changing choke gegee. Dis die hou, knak, en trek. En trek. En trek. En dan release. 7 minuten slaap, guarantee, probeer het gerust. Hy het goed geslaap. Ek weet nie wie van julle was ooit in een fight gewees, ek wil ook nie weet nie. Ek wil nie. Because ek kyk hier oor en ek het van julle, dit lyk net asof allemaal fights verloor het. Ek wil nie lelijk wees nie, maar ek sien geen wenners. Julle het julle goed gemoer was. Maar by julle ooit in een so fortunate position waar jy die wenner van een fight was, dat jy jouself begin enjoy it in your opponent. Terwyl Michael alleen, ek weet Michael sy timer loop, nou ek is toch net so, Mikey, 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 Mikey. Tyd is om, met die Melissa kom terug. En toe sy klokslag uitklim by elkaar, skrik Michael wakker. Sy 7 minuten is om. Sy kom toe in die kamer in. Sy wil nou hierdie saak om verder vat. En weet jy wat maar in die seerste daai dag, dieselfde ma wie die klonk so sting vertel het, was dieselfde ma wie vinnig die merk op sy nek achtergekom het. En toe gaan sy in mama mode en sy is toe concern oor die marks. Die lady net vir haar gesê, you make me sick, get out of my room, my private space, maar toe sy terugkom, toe sy bekommerd oor die merke teen sy nek. Sy kom daar en sy sien, sy sê, Michael, no. Michael, no. Oh my gosh, Michael. Ek dink, ek nog seker maar iets sê, want ek werk ook hier. Toe sy sê, Michael, no, toe kyk ek vir haar en ek kyk vir hom. Kyk vir haar. Ek sê toe, Michael, no! Michael, no! Michael, your neck! Ek sê, ja, Michael, your neck! Toe pops die question, Michael, what happened to your neck? Nou, dames en heren, dis waar my training meer advanced is. My life-changing choke het een no-pimp guarantee. Weet jy nou? Hy het een no-pimp guarantee, meaning die choke is so goed, jy sal weier om die waarheid te praat, tot die dag van jou dood. Ek het geweet, Michael sal niks sê nie. So toe sy vir hom vraag, what happened to your neck? Toe kyk ek weer vir haar, weer vir hom, en ek vraag ook, ja, what happened to your neck? Michael kyk sy ma en ek kyk vir my, ek kyk sy ma en ek kyk vir my, en toe hy my weer kyk, toe staan ek achter sy ma, en ek connect met die oor.
Ik wacht voor die nis. En ik en Michael connect mentally. En ik geef mijn boodschap. Ik zeg voor hem, if you try to pimp me now, just remember, your mother was working Monday to Friday from 7 till 4, and you and me are left alone. So if you try something funny today, you will not wake up tomorrow. En Michael vang hy boodskap onmiddellik. Hy lieg vir sy ma, binne as hy sê vir sy ma, Mom, I was so disappointed by how I talked to you. I strangle myself. Ek het geweet Michael moet lieg, maar ek dink, ja, Michael, jy's diep. Toen Michael zei strangle myself, toen Bas en trans en zei, Michael, no! Ik is zo impressed, ik is emotional, zeg, ja, Michael, no! Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.